Het jy al ooit gewonder of jy kan aanhou? Miskien voel jy emosioneel, geestelik of selfs fisies moeg. Jy voel dalk asof jy niks meer het wat jy kan gee nie. God het geweet daar sou oomblikke en tye in my en jou lewe wees wat ons so sou voel. En ek het vandag goeie nuus vir jou. In hierdie gebed vandag hoef jy niks te doen nie. In hierdie gebed mag ons net sit en ontvang. Jesus het geweet daar sou tye kom wanneer jy voel jy het niks meer krag nie en jy het niks meer oor nie. Hy het juis 'n profeet gebruik, Jesaja, in Jesaja 40 vers 29 om vir ons hoop te gee in hierdie oomblikke. So hierdie profeet verklaar, hy sê, dit is hy wat vermoeides krag gee, wat lewenskrag vermeerder vir die wat geen vermoëns het nie. Jong seuns word moeg en raak afgemat, jong manne struikel en val, maar dan verklaar die skrif, maar wie op die Here wag, herwin hulle krag. Hulle kry nuwe vere soos arende, hulle hardloop, maar hulle raak nie afgemaat nie, hulle loop, maar hulle word nie moeg nie. En daarom gaan ons vandag in hierdie oomblik van gebed wag op die Here. Die Bybel sê dat God gee krag aan die wat op hom wag. So in hierdie volgende paar oomblikke terwyl die musiek speel, wil ek hê jy moet eenvoudig sê, Jesus, ek wag op U. Jesus, ek het U krag nodig. Jesus, kom vandag in my en deur my. Kom ons word in hierdie oomblik bewus van God se teenwoordigheid by ons en in ons. In 'n ander vertaling praat hierdie vers van die wat op die Here vertrou. Hulle kry nuwe krag, hulle herwin hulle krag. Hulle krag word hernie. Daar's iets besonders aan hierdie houding en hierdie postuur van vertroue en wag in die Here. Watter area in jou lewe weet jy dat jy vandag God nodig het om te vertrou? Wat moet jy vir hom gee? Waarmee moet jy die Here vertrou? Neem 'n oomblik en sê vir die Here, Here, ek vertrou U met my kinders. Here, ek vertrou U met my toekoms. Ek vertrou U met my skoolwerk. Ek vertrou U met my finansies. Wat dit ook al mag wees wat jou angstig, oorweldig of moeg maak, sê nou vir die Here jy vertrou hom daarvoor. Miskien het jy in hierdie oomblik besef dat jy eintlik sukkel om die Here te vertrou. Miskien is jou gesprek eerder met die Here, Here, ek vertrou U nie in hierdie area nie. Ek wil hê jy moet 'n oomblik neem en luister na hierdie verklaring van wie God is. God is die skepper van die hemel en die aarde. God is jou liefdevolle hemelse Vader. God ken die hoeveelheid hare wat op jou hoof is. Hy ken elke asem wat ek en jy neem. Hy ken elke deel van hoe ons aan mekaar gesit is. God ken jou. Die Here ken jou en hy het jou so lief gehad dat hy sy seun Jesus gestuur het, dat hy sou mens word, hier kom leef het en sou sterf vir my en jou lewe. God is die God wat die planne en die toekoms ken wat hy vir ons voorberei het. Jy kan hom vertrou, jy kan hom vertrou. En nou wil ek hê jy moet dink aan die res van jou dag. En vir die res van die dag bely, Here, ek vertrou U, ek wag op U. Jesus, dankie dat U 'n werklikheid is. Hier waar ons in hierdie middel van hierdie geloofsgemeenskap vandag op so 'n manier by mekaar kom, vir my, vir elke liewe persoon wat saam bid. Here, ons bid vir nog ander mense, Here, binne in ons geloofsgemeenskap. Here, wat moeg is, oorweldig is, uitgeput is, uitgebrand voel. Jesus, ek bid nou vir daai persone,
dat U sal kom, Here, dat U sal deurbreek, dat U namens hulle sal beweeg, Here. Dat U vir ons die krag sal gee wat ons nie self het om aan te gaan nie. Here, ek weet dat U ons nie sou plaas in 'n posisie waar ons nou is, of 'n seisoen waardeur ons nou gaan, Here, sonder dat U dit beplan het om vir ons krag te gee, om hier deur te kom nie. Ons dank U nou, Jesus, vir U krag, U teenwoordigheid, U mag, vir U vertroosting in die naam van Jesus. Amen.